Graad 9 is goeiemôre julle. Baie welkom by dan nou so te sê, ek wil amper vir jou sê laaste eenheid van die kwartaal 3 althans, ons praat nou op die kwartaal 3 se werk. Ja, julle, as jy nou bietjie jy was nou bietjie lekker rustig vir 'n rukkie. Jy het baie online lesse gehad 'n ruk terug nie. Ja, ons het so 'n bietjie van 'n gappie gevat vir 'n week, 'n bietjie gerus. Die opdragte, ek sal nou dalk 'n bietjie meer oor die opdragte sê, maar van nou af wil ek net vir jou sê, die opdragte, ek kry nou weer, ek het nou vandag weer 'n opdrag gekry. Ja, julle, ek gaan sien, is 'n baie lekker opdrag hierdie ene. Baie lekker, as ek dit so kan sê, ja, dis bietjie een van daai waar jy 'n bietjie 'n kopkrapper gaan gebruik. So dis glad nie moeilik nie. Vir die woordjies bietjie te mekaar maak. Ja, sorry dan vir die klok, julle, ons sit bietjie by die skool. Ja, en ek wil vir julle net sê, die woordjies is bietjie te mekaar. So jy gaan met baie mooi dink om hierdie woordjies te kry, maar dit gaan lekker wees. Dis daarom nie moeilike leerwerk nie. Maar ja, ek wil vir julle sê baie dankie vir al die opdragte wat so goed ingekom het. Dan wil ek weer minder dankie sê vir die van julle wat absoluut nog geen opdrag het nie. Vir van julle wat ook opdrag het en die tweede nie ingegee het, die derde het ingegee. Een keer julle nou vanoggend het julle hom ingegee, het jou 5 teenoor gekry vandag. Alright julle, so wat ons hier doen is op bladsy 129 ons aktiwiteit 1. Nou maar voordat ek met hom begin, gaan ek eers gou daai twee gevalle studies op 128 en 129 moet julle lees. Nou as jy nou kyk hierdie eenheid, wat hierdie eenheid alles behels, is maar die teken van stroombane. In ander woorde, hoe om 'n stroombaan diagram te teken, wat se komponente om te gebruik. Wat is die komponente? Waarvoor word hy gebruik? En natuurlik sy simbool. Anders gaan jy nie 'n stroombaan diagram kan teken. Nou geval jy die een self 'n stroombaan met 'n LHR. Die stroombaan diagram toon 'n stroombaan wat 'n lig kan beheer deur dit in die donker te laat aanskakel en in die daglig te laat afskakel. So natuurlik wil jy nie elke oggend aan en af of wanneer ook al nie. So hierdie resistor, nou 'n LHR is jou ligafhanklike resistor. Dis 'n resistor wat jou stroomstel afhangende van hoe hy lig kry. Maar nou moet jy net 'n bietjie saam met my mooi lees hierso. In die middel omtrent, daar wil sê in daglig LHR 'n lae weerstand en 'n lae aandeel van die spanning wat te laag is om die transistor aan te skakel. En so LHR self, die weerstand is laag. Moenie die mekaar raak, die weerstand is hoog nie. Weerstand, ek gaan nou vir jou verduidelik. Nou, hulle sê vir jou LHR het 'n lae weerstand en 'n lae aandeel van die spanning wat te laag is om die transistor aan te skakel. In die donker neem die weerstand van die LHR toe en so ook sy aandeel van die spanning. Die spanning oor die LHR is hoog genoeg om die transistor aan te skakel so die geluid praat. Nou net hierso, die LHR is nie 'n weerstand op sy eie wat jou stroom aan of af wat jou hoër of laer maak jou weerstand nie. Die LHR, ek het gesê, het 'n lae weerstand en 'n lae aandeel van die spanning. Probeer nou net maar jy word
spanning saam met hom laag. Nou as die spanning is, kan die stroom nie vloei nie. So dit is net 'n ander manier van 'n LHR. Party LHR is die weerstand laag, so die stroom kan nie deurgaan nie. In hierdie geval is die stroom laag, die spanning is laag, so as gevolg van die weerstand. En dan wanneer dit donker word die weerstand op die spanning bietjie hoër, so dan die spanning gaan dan LHR is hoog genoeg, wanneer die spanning hoog genoeg is, om die transistor aan te skakel. Daar wys hulle vir jou 'n diagram van die stroombaan met 'n LHR. Daar is 'n gloeilamp. Jy kan sien daar is selle op 'n battery. Daar's 2 resistors en dan is daar ook 'n LHR. Dis die een met die pyltjies nou die lig wat ingeneem word. Dan gevalle studie 2 met 'n termistor. Nou as jy gaan lees wat 'n termistor is, gaan jy presies weet dit moet jy al weet. Hulle sê vir hierso, die stroombaan kan gebruik word as 'n hittesensor. Nou deur gebruik te maak van 'n termistor, resistors, transistors en 'n gonsor. Die termistor het 'n negatiewe temperatuurkoëffisiënt. Nou jy kan as jy 'n bietjie terugblaai kan jy daai 'n positiewe T en 'n negatiewe T, aan die ander 'n positiewe temperatuur of 'n negatiewe temperatuur. In hierdie geval het hy 'n negatiewe temperatuur wat beteken die stygings in die temperatuur daal die weerstand. Blaai vir my asseblief terug na bladsy 126. Daar gaan jy sien 'n plus teen en 'n minus teen hierbo. Hulle sê vir jou dit beteken dat hulle weerstand daal soos wat die temperatuur styg en dan kan jy weerstand daal soos wat die temperatuur daal. Dit beteken dat soos wat die temperatuur meer word, so sal die weerstand minder word. Nou die basisspanning neem toe. Die stroombaan wat aan die gonsor verbind is dan natuurlik voltooi. Daar die gonsor toe om af te gaan om te waarsku dat die temperatuur gestyg het. Nou hierdie kan byvoorbeeld in 'n kar, in 'n motor wees waar jou temperatuur styg en dan hulle sê vir jou omdat die termistor 'n negatiewe koëffisiënt het, beteken dit 'n stygings in die temperatuur daal die weerstand. Nou soos wat die temperatuur het jou weerstand of kom ons vat 'n kar wat warm word. Nou as jou engine warm word, moet daar mos 'n liggie aangaan in jou kar soos 'n waarsku. Nou as jou liggie se weerstand te hoog is, gaan maar nie stroom deur kan gaan na die liggie toe nie. So die liggie gaan nie brand nie. Maar wat hierdie termistor dan doen is, omdat hy 'n negatiewe koëffisiënt is, nou word die temperatuur minder en nou word die temperatuur stand op daai liggie van jou, as ek dit vir maklik afkry, minder. As die temperatuur in jou motor 'n sekere hitte bereik het, dan is jou weerstand op jou liggie laag genoeg, so dan kan die stroom deur beweeg en die liggie kan aangaan om vir jou te waarsku maar hoor jy, daar's probleme in jou engine, die engine is warm. Okay, so dit is nou net hierdie ene waar jy lig gebruik en gebruik het 'n gonsor om vir jou die geluid te gee. Nou wat aktiwiteit 1 vir ons sê is baie eenvoudig. Jy gaan niks op 129 doen nie, daar gaan bou jy jou eie energie. Daar praat hulle net van 'n klomp goedjies wat jy gaan nodig hê. So ek het dan natuurlik jou van 130. Ek begin by nommer 2. Nou 2.1 sê hulle vir jou, jy moet nou elkeen van hierdie goed vat en jy gaan nou vir my, vir elke een van hierdie gaan jy vir my 'n stroombaan diagram, soos wat jy hier op die skerm kan sien, daar gaan ek 'n stroombaan diagram teken en dis waar dit baie belangrik is. Nou, dit is nou 2.1, hulle sê vir jou, jy moet 'n LED hê, so jy gaan 'n LED teken, en natuurlik sy simbool. 470 ohm resistor, dis 'n kleintjie, so jy kan sommer 'n laagwaarde resistor gebruik. 'n Skakelaar natuurlik, en 'n 4.5, daar moet wees volt battery. Ek het al vir jou gesê 2.1 moet wees 4.5 volt.
battery, en die battery is natuurlik in serie. So dis die eerste diagram wat jy teken. Die tweede enetjie wat jy teken, is 'n LHR, 'n gonser en 'n 3 volt serie battery. Dan 'n NPN transistor, jy hoef nie te worry oor die snaakse name nie. Jy het 'n transistor, 'n gonser of 'n klokkie, wat net 'n geluid maak. 'n Thermistor, 'n veranderlike resistor. Nou julle veranderlike resistor, wat se resistor gaan verander? Gaan kyk 'n bietjie na watse tipe resistor kan jy gebruik. Hulle sê vir jou ook daar 'n 1000 ohm resistor. Weerens hy's nie groot nie, so jy kan 'n laagwaarde resistor gebruik. 'n 6 volt serie battery. En daar waar ek jou sê die DC kragbron of fotovoltaïese paneel, moenie nou worry oor panele en sonkrag en so goed nie. Jy kan net 'n normale 6 volt serie battery teken. En dan by die laaste enetjie, 'n 6 volt serie battery, 'n LED, 'n 470 ohm resistor, weer eens hy's klein, so jy gebruik 'n laagwaarde resistor en 'n kapasitor en 'n skakelaar. Weer eens jy hoef nie te worry oor die groottes van alles nie. Ja, graad 9 is dis dan die 4 stroombaan diagramme wat jy vir my teken met daai spesifieke komponente in. Maak seker dat die selle reg is, die lampies is reg, met ander woorde jou gloeilampe daar waar benodig word, thermistors, LED's, alles is reg. Natuurlik van die regte kant af. Nou ja, graad 9 dit is dit van my kant. Dan wil ek julle sê baie dankie vir julle moeite. Pas jouself op, hierdie virus storie word nie meer onmaklik nie. Ek wil amper vir jou sê, as ek in die begin van die lockdown vir jou gevra het, hoor, ken jy iemand met hierdie virus? Nee. En as ek jou nou moet vra, gaan julle teen almal vir my sê, jy ken iemand wat die virus het. En julle pas jouself asseblief op, hierdie is nie speletjies nie. Druk deur. Een van die dae gaan ons mekaar sien. Dan gaan ons weer lekker klas gee. So ja, pas jouself op. Tot ek julle weer sien. Cheers, hè.